Jy is ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Hartlik welkom liewe vriende vanoggend en mag die Here ons harte open vir sy woord en gees, dat ek en jy vandag geestelik versterk kan word en tot sy eer kan lewe. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Handelinge 2 vanaf vers 17. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en op my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Broeder en suster, hierdie is deel van die toespraak van Petrus, daar in die strate van Jerusalem, nadat die Heilige Gees uitgestort is en in besit geneem het van die disippels se lewens en harte. Hulle was so wonderlik toegerus deur die Heilige Gees, dat hulle met vuur en met oortuiging kragtadig die evangelie van redding aan alle mense in die strate van Jerusalem gaan verkondig het. Petrus het hier opgestaan in 'n groot skare mense en hy het begin om vir hulle die evangelie van redding in Jesus Christus uit te lê vanuit die skrifte. In die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, sien ons hoe Petrus praat oor die laaste dae, hoe die Heilige Gees uitgestort sal word op alle mense, hoe mense as profete sal optree, jong mense gesigte sal sien, ou mense drome sal droom. Daar sal ook verskillende tekens plaasvind in die lug, wonders op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal verduister word en die maan bloedrooi word, voordat die groot en glorieryke wederkoms van die Here sal wees. Maar broeder en suster, Petrus kom ook met hierdie woorde: Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Wanneer ek en jy hierdie tekens sien plaasvind in die wêreld, dan moet dit ons oproep tot geloof in die lewende God. Dit vra van ons dat ons 'n pad saam met God sal loop, dat ons ons harte vir hom sal gee, dat ons tot bekering sal kom. Ek en jy moet weet vanuit hierdie teksgedeelte van vandag, dat daar 'n einde aan hierdie wêreld gaan wees. Hierdie wêreld en sy mense en alles daarin gaan tot 'n einde kom. En ons moet gereed maak vir daardie dag. Wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, waarvan Petrus praat in sy toespraak, dan moet ons tot die Here bekeer. En daarom wil ek vandag 'n ernstige beroep op jou doen, broeder en suster. Maak jou saak met die lewende God reg. So baie mense dink, ek sal dit môre doen, of volgende week, of as ek ouer is. Maar hoe weet ons of ons nog môre gaan lewe? Hierdie gedeelte praat oor die einde van die wêreld, maar die Here kan vandag my lewe beëindig. En daarom wil ek vandag ook op jou 'n beroep doen, dat jy die naam van die Here moet aanroep in gebed, en dan sal jy gered word, sê vers 21. Hierdie selfde woorde word deur Joël aangehaal in Joël 2 vers 28 tot 32. Keer op keer in die Bybel kom die Here Jesus Christus en hy doen 'n beroep op die mense van die wêreld om hulle sonde voor hom te bely, afstand te doen van goddeloosheid, hulle tot hom te bekeer en te begin lewe as ware kinders van die Here. Die wederkoms van die Here is op pad, dis 'n sekerheid. En daarom moet ek en jy vandag ons saak met die Here regmaak.
Mag hierdie dag vir jou baie geseënd wees. Kom ons glo in hierdie boodskap, ons maak dit ons eie en ons gaan leef gehoorsaam en toegewyd tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan stil word in hierdie nuwe dag voor U genade troon. Dankie dat U deur die Bybel vanmôre met ons praat, ons kom leer en ons kom aanmoedig om ons lewe aan U toe te vertrou. Here, ons lewe in uitdagende tye en in deurmekaar wêreld en ons sien baie van hierdie dinge wat reeds aan die gebeur is. Ons weet U is op pad. Maak ons harte oop vir U woord. Versterk ons in die geloof en help ons om elke dag in U te glo en aan U te kan vashou. Dankie vir die wonderlike werk van die Heilige Gees ook in ons lewe. Seën vir ons hierdie mooi dag, Here, en voorsien vir ons in alles om van te lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.